Goeiemôre. Dit is donderdagoggend 16 April 2026 en ek groet julle oude gewoonte hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ek herinner julle heel eers aan die bosberaad vanaand waar ek beloof het dat elke keer wanneer ek voel dat daar iets niets opkom ten opsigte van dit wat Siene gesê het, dat ons dan weer 'n aand saam met Japie kuier, veral rondom hierdie Turkse konneksie, die Turkse ontwikkelinge en dreigemente wat na vore kruip. En of die toemaak van die straat van Hormuz enigsins 'n groot rol gaan speel in dit wat daar gesê was. So ons gaan lekker vanaand gesels, sorg dat julle almal ingeskakel is om 7 uur en dit is oop vir almal om te kyk, maar die mense wat kan vra boodskappe stuur is slegs lede vir die kanaal. So as jy dan ook 'n boodskap wil stuur of graag wil vra, sit jouself dan of sluit dan aan vir R19.99 per maand, wat eintlik maar niks is nie. Nou mense, jy kry die Trump-haters en dan kry jy die mense wat baie van Donald Trump hou. Dan sien jy die mense wat sê hy is van sy trollie af, ouens wat sê hulle is teleurgesteld omdat hy Iran aangeval het. Maar dan het ek ook al by geleentheid gesê, ek wonder of hier nie 'n groter spel agter dit alles is nie. Want Donald Trump het gesê, let's make America great again. America first. Nie second nie, nie third nie, American first. En wat hy gedoen het, is eintlik verbasend wat hy reg gekry het, ten spyte daarvan dat soveel mense hom nou in twyfel trek. Want ja, die vredespoging het misluk. Ons weet dat die straat van Hormuz was deur Turkye toegemaak en gesê geen skepe behalwe die wat tol betaal mag in of uitgaan nie. En onmiddellik daarna het Amerika aangekondig dat hulle nou die weierblokkade gaan doen van die see se kant af, waar hulle gaan verhoed dat enige skip die gebied binnekom of enige skip wat van 'n Iranese hawe vertrek moet terugdraai. En ons weet binne die eerste 24 uur is daar letterlik geen skepe deur die straat van Hormuz nie, en die 6 wat probeer uitkom het, is almal omgedraai en teruggestuur. Die mariniers vlieg eenvoudig in, land op die skip se dek, geweer teen die stuurman, die coxswain se kop, en dan draai hy maar die skip gedwee om en gaan terug en doen nie die hawens aan nie. So waarmee is Donald Trump besig? Gaan dit oor die oorlog te wen, of gaan dit oor 'n groter mate van beheer? Want as jy kyk dat die Iranese olie, sowel as die Midde-Oosterse olie, het groot verbintenisse met jou westerse bankwese, die globalistiese banke. En deur dit weg te vat na Amerika toe, beland jy dan op die punt waar die wêreld gedwing word om met Amerika besigheid te doen. So kom ons kyk net gou na wat sê hierdie ou. Hy sê, the strait was the Iranians' last card to play and they're losing it. In just 24 hours, no ships from Iranian ports made it past our fleet. 6 merchant vessels tried and they were turned around. Meanwhile, 20 commercial ships have passed through peacefully into the Persian Gulf. Dis nou nie olieskepe nie, of skepe wat na Iranse hawens toe gaan nie. Global trade flows. Iran is locked out. If a ship doing business with Iran gets anywhere near the blockade, Navy SEALs will board and turn it around. This is no longer pressure. This is control of the choke point, the Strait of Hormuz. Without the strait, Iran can't
import or export anything, and that changes everything. Dan kan ons ook net so 'n bietjie aksiefoto sien waar die helikopter inkom om op een van hierdie skepe te land. Dan het ek ook hierdie stukkie beeld wat ek vir julle wil wys, en om aan te sluit met hoe suksesvol Trump besig is om Amerika eerste te stel. Luister hier. Of the Strait of Hormuz. In effect, for nearly 2 hours now, a ship tracking firm reports 121 empty oil tankers are making their way to the United States of America. 68 of those 121 vessels are very large crude carriers capable of carrying 2 million barrels apiece. President Trump has urged countries squeezed by Iran's disruption of the Strait of Hormuz to turn to American energy supplies instead. Well, it would appear perhaps they are obliging him. They are listening to Trump. The president told Fox, quote, China can send their ships to the U.S., China can send their ships to Venezuela, while also saying that empty oil-carrying ships from many nations are all headed to the U.S. to load up. That from the president of the United States. US block. Okay, daar het julle dit ook nou gesien, dat nou, omdat die straat van Hormuz nou toegemaak is tot 'n groot mate aan die een kant deur die Iranese vir algemene beweging, en toe die Amerikaners wat die kordon buite omgegooi het, amper soos wat hulle met Venezuela gedoen het, en ook met Cuba geprobeer doen het. Maar in die proses is daar 118 skepe op pad Amerika toe om te gaan olie haal, waarvan 68 oor die 2 miljoen liter olie aan boord kan neem. Skielik is dit 'n massa besigheid wat met Amerika gedoen word. So ek kry die idee dat Donald Trump geen veel om wat nou in die Midde-Ooste met hulle olie aangaan nie, want hy het gesê America first. So ongeag wat se skade die Midde-Ooste kan lei of Europa kan lei, dit gaan oor America first. Nou, ons weet nie hoe dit gaan uitspeel hier na die einde van die sogenaamde 2 weke se wapenstilstand wat aangegaan is nie. Ek het die idee dat ons gaan die punt bereik waar Amerika nou gaan wegstap van hierdie oorlog af, het sy met of sonder 'n ooreenkoms met Iran. Maar net tyd sal ons leer, en ons weet nou dat daai spertyd is nou komende maandag, as ek dit nie mis het nie, of Dinsdag althans, die 21ste, dis dan wanneer die spertyd of hierdie vredeswapenstilstand verval, en dan moet ons maar sien wat daar gaan gebeur. Maar intussen wil die mense olie hê. Trump het die golf van Amerika, wat die golf van Mexico was, al daai olie weer aan die gang gesit, sodat hulle kan pomp en kan aangaan en ontgin, en nog olie. 'n Stelsel wat vir 11 jaar gestaan het, wat hulle toegemaak het, wat nie mag olie gepomp het na Kalifornië toe, nie, het Trump nou oopgemaak. So in 'n sekere sin, doen hy snaakse goed, sê nog snaakser dinge, en wil 'n ou die idee kry dat hy tas in die donker rond. Maar as 'n ou gaan kyk wat die gevolge is van dit wat hy gedoen het, of dit wat hy in die proses is om te doen, dan maak dit baie sin. Ons het nou die dag gepraat daaroor, het ek 'n video vir julle gespeel waar 'n persoon dan ook gesê het, of Donald Trump gaan die onnozelste president van Amerika wees, of dit gaan aan die einde van die dag, gaan dit omdraai, dat hy die slimste president van Amerika was. Maar dit sal ons nie nou weet nie, net tyd sal ons leer wat gebeur. Ons weet dat China grom nou oor hulle olie, dis nou Venezuela wat weg is by hulle, en dit is Iran wat weg is, en nou word die afstande skielik baie langer vir hulle, meer vervoerkoste, so ons sal maar moet kyk hoe hierdie dinge vorentoe gaan uitspeel, en vir hoe lank gaan hierdie 10.000 Amerikaanse ontplooides daai kordon
die straat van Hormuz van buite af toemaak, sodat skepe nie kan in of uitgaan nie. Ten spyte daarvan dat Iran gesê het, hulle beheer die straat. Nou word die beheer deur die groter vloot ver buite die afstand beheer. So dit gaan baie interessant wees om te sien wat gaan daar uitspring. Gaan daar nog verdere vrede samesprekings wees en wat gaan die resultate daarvan wees? Natuurlik, wanneer olie werklik beginne vloei, dan behoort ons weer 'n verligting aan brandstof te kry hier aan ons kant en behoort daar weer meer brandstof beskikbaar te wees. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om vanaand om 7 weer in te skakel waar ek dan gesels met die boerseun van Migdol, met Japie van Sail, oor wat is sy indrukke ten opsigte van dit wat Sine gesê het oor die Turke, die Midde-Ooste en al daardie nasies. Net so 'n opdatering van dit waaroor ons in die verlede ook al gesels het. Lekker dag, mooi loop en ek gesels dan môreoggend weer met julle.